Dr. Marx, ons het laasweek vir die eerste keer van julle nuwe model rakende koördinate in die Doen Daai Ding kursus gehoor, DESCO. Ek dink die groot visie hier gaan oor ware noord of die Polaris. Kan jy meer verduidelik asseblief? Jaco, ja, dis 'n mooi wegspringvraag. My oë het oopgegaan terwyl ons hom design. Die model wat ons het is uniek in die sin van waaruit hy kom is nie so uniek nie. Mense wat met risk management en stelsels soortgelyk werk, sal die wiskunde van dit verstaan. Ek het die model design, pastoor Betty skryf hom op die rekenaar. Ja, sy sê altyd, as ek so agter die rekenaar sit, sy sien net my agterkop oor weke of maande. Nou, vir die eerste keer sê ek dit nou vir haar ook. As ek haar sien ek haar net van agter af. Want hy vat tyd, ons skryf hom, ons sit hom om in tegnologie. Yes. En ek glo later, as die Here ons gaan help met finansies en so aan, gaan hy die vermoë van AI ook in hê en so aan. So tans is hy in app vorm, waarin sy hom nou besig is om te ets, as ek dit so kan stel, wat nou redelik algemeen is, bedoelend, maar die skrywe van hom in sy kodes is, en dit wat ek design het, is 'n unieke stelsel. Hy is uniek in die terme van dat hy in koördinate jou meet. Waar jy is. Ons dink ons het laasweek toe Annemarie met ons gesels het, hy kan gevaarlik raak as jy hom wiskundig al hoe meer korrek doen, maar dit is actually interessant en 'n realiteit. Hoe hierdie app en hierdie stelsel saam met Doen Daai Ding, want dis hoekom ons hom design. Ons het gaan kyk en sê reg, ons het die inligting in die Doen Daai Ding boek wat saam met ons en Charmaine opgestel is, maar ons kort 'n barometer vir mense om te kan kyk, ek moet 'n ding doen. Nou ek weet en ek verstaan, ons is nie die eerste met 'n model nie, maar die model is uniek. Jy moet weet wie en wat jy is om 'n ding te doen, en dit is waar die Polaris, die Noordster, soos jy dit nou genoem het, dan nou inkom. Want jy het een lewe, jy het een dag op aarde. Jy het een dag op aarde. En ek het gister 'n gelivestream oor ouens wat mense label, maar ek gaan dit nou een kant toe skuif. Dit is verskriklik as jy daaraan dink. Dat jou eerste dag van jou lewe is die lewe onder die vloek hier op aarde. Dit wat Adam en Eva van ons af weggevat het, dis hoekom ons we are living in the flesh. Ons veg teen die vlees. As ek nou die woord van die Here moet nader trek, ek wil nou nie preek nie, maar Paulus praat van die geveg tussen die vlees en die gees. Nou jou enigste tyd, en is 'n kort tyd wat jy die geveg tussen die vlees en die gees gaan hê, is jou eerste dag op aarde. Is jou eerste dag in infinity. Dit is jou lewe. Kom jy agter hoe kort is jou lewe eintlik op aarde? Jy is deur jou vader en moeder konsieef. Dis waar dit begin het. Dis waar jy in jou sielerehelm ontstaan het. Nou daar's 'n groot wêreld, ek het nou in die week daaroor gepraat, wat daar is. Want jy gaan vir ewig vorentoe. Wat het voor die tyd gebeur, maar ek gaan nie nou rondspring want ek het die neiging. Maar wat gebeur is, kom ons wees gemaklik in dit wat ons weet, met jou conceivement, maar met jou, kom ons vat dag 1 van geboorte, dan is jy al 9 maande in jou eerste dag. En dis jou ooste. En in jou weste gaan sak hierdie dag, wat ons nou, dis die wêreld wat ons nie van hou nie, en die mense, dit gebeur met elke persoon vanaf Adam en Eva, en nog steeds is hulle sensitief oor hierdie ding, en hulle is versigtig oor die saak, en hulle bepleit hom en wil hom weghou, en dis die dood. Maar dan gaan slaap jy, maar dis nie slaap, jy gaan uit hierdie stelsel, en die eerste dag is verby. Dan volg infinity, wat ons nie in dae kan uitwerk nie, maar ek het 'n stelsel hoe ek vir jou infinity kan uitwerk vanaf jou eerste dag, want Moses skryf
in Psalm, ek moet net daai Psalm weer kry, ek dink is 'n Psalm, waar hy gaan en hy verkort. Moses was die ou wat ons lewensjare, eintlik het dit by Noag begin, maar Moses was die man wat ons lewensjare verkort het, deur 'n woord van God. Hy was 'n profeet gewees. En hy het gesê, dat die lewensjare van die mens sal 70 wees, en as hy sterk is 80. So uit 'n limiet vir sy dag, dis een dag. Salomo gaan, en ek dink is 'n prediker, het hy gaan skryf, dat die Here vergun aan die mens die eeu. Met ander woorde, hy vat hom na 100 jaar. So, as ek die twee wêrelde vat, op ons skaal, die model, ek wil net sê waarvoor staan DESCO, 'n Destination Coordination Model. In Afrikaans is dit 'n bestemmingskoördinate model. Ek wil dit weer sê, Destination Coordination Model. In Afrikaans bestemmingskoördinate model. Jy het hom mooi gesê, DESCO. Is die app se naam wat pastoor Betty skryf. Salomo skryf, dan hy praat van die eeu. Ek sal daai skrifgedeelte kan ons dalk deurstuur as hierdie ene uitgehaal word en hom onderaan sit waar die twee skrifgedeeltes staan. Dit wil sê, as jou eerste dag in die ontstaan van jy is. Ek moet nou so stel dat dink jou sien dit in. Bepaal ons dan, as ons 'n bepaling kan maak op 100 jaar. 'n eeu. Dit is die eerste dag van die mens. Nou, as jy infinity wil uitwerk en probeer net 'n barometer, dat jy net infinity kan verstaan. Ons gaan dit nie kan verstaan nie. Maar om dit te probeer verstaan, is jou deel in die vlees, waarvan Paulus dan praat. Die gevegte, want dit is waarin ons nou hier is. En in ons vlees word ons deur ons ego gedryf, en word ons deur ons, wel, die meeste mense glo hulle het 'n minderwaardigheid en hulle het selfbeeldprobleme. Ek het al gewonder, is dit regtig so? Was die ondersoeke waar? Want ons word gedryf in ons vlees na wêrelde toe wat ons nie wat die gees en die vlees mee bots. Dit is net 80 tot 100 jaar wat jy in daai fight is. Die vloek wat Adam en Eva was gevolg van Adam en Eva. So dit bepaal dan, as jy jou son in die weste sak, soos ons nou die dag gepraat het, dis jou ewenaar. Sy het vanoggend, het pastoor Betty daaroor gepraat, is dit die onveranderde. As hy sak, as die son in die weste sak, en jy kyk wat hierdie twee godsmanne geskryf het, Moses en Salomo, en jy kry in die rondom af, wat is dan 'n dag in die mense bestaan? Dan is dit 100 jaar. Ons vat Salomo, want jy kan hom ons nou mooi afrond. Moses het gesê 80, Salomo sê 100, 'n eeu het hy aan die mense gegee. En jy gaan in die 100 jaar gaan verby, en jy somsak, en jy gaan in die ewige heerlikheid van God in. Dan, en 100 jaar gaan van daar af verder verby. Ons vat aardse jare. Dan is jy in dag 2 van die ewigheid. As nog 100 jaar verby gaan in infinity. As jy kyk, en dis letterlik, hierdie is nie eers, as nog 100 jaar in die ewige dispensasie verby gaan, is jy in dag 3. Dan het jy 3 dae geleef. En dan sit in aardse jare 300 jaar. So op die 5de dag het jy 500 jaar deurgegaan. Nou, ons weet in die heerlikheid van die Here gaan dit nie, wel, die wat op die aarde gaan leef, en ons wat die aarde, die nuwe hemel, die nuwe aarde, jy moet nou daai studies gaan doen, dan sal jy verstaan, sal dit nog steeds so beleef. So iemand wat op die aarde gaan wees, gaan presies ervaar wat ons nog ervaar in die toekoms, en hy gaan ook sy daai, soos nou, alles dag, dit gaan nie, en oor 100 jaar, is hy in die 2de, 3de, 4de en 5de dag, so gaan ons aan, so in 10 van hierdie honderde, 1000 jaar, het jy 10 dae, het jy 10 dae, in die ewigheid ingeleef, so daar so is 'n bepaling, so ons eerste deel van geboorte, van mamma en papa af, is ons eerste gedeelte, 1 dag. Tot ons sterwe. Nou,
Dis reg. En ons moet die realiteit van dit bestaan, want ons kan gesels, soos nou praat ons hier sit mense nou hier en ons werk met hierdie kameras en hier is die masjiene en die goed. Ja. Ons is en nou vandag is die dag wat saak maak. So jou vraag is, ek dink die groot visie hier gaan oor ware noord of Polaris, kan nie meer verduidelik. Ek wil dit vinnig dan noem. Ek het net eers ingekleer dat ons verstaan hoe intens is hierdie ding en die vraag is in ons eerste dag waaroor beklei ons en stry ons? Wat die meeste word in ons ego aangevat en ons het 'n spiet en ons het geloof en ons het dogma en ons het miljoene goed in die eerste dag van ons lewe gaan inbou. Yes. En ons kyk wat sê die nuus en wat gebeur in Iran en wat doen Donald Trump en wat doen Cyril Ramaphosa en ja, nee, kyk, deur het ons is intelligente wesens onder die vloek. Maar jy gaan verbaas wees en ek gaan nou na jou vraag toe om dit te antwoord. Wat sou jy gemaak het as ek die vermoë gehad het om alles van jou af te stroop? Dat net jy oorbly, want dit is nie net jy wat tans hier voor my sit nie. Jy het 'n vrou, jy het kinders, hierso sit Anne-Marie, hierso sit pastoor Betty, hierso sit ek, ons is nou die media span wat vanaand hier betrokke is. Met ander woorde, alles wat jou maak, en ek vat dit vir jou weg, maar ek gee jou energie, dis 'n positiewe saak. Ek gee jou energie, ek gee vir jou vermoëns en ek gee vir jou die mense om jou, maar dit is nie sentiment nie en dit is ook nie emosioneel gekoppel nie. Met ander woorde, ons het nie, dis nie vrouens en kinders en kerke en alles wat ons saam met mekaar laat klou nie. Amper sê ek die naam wat ek gewoonlik by die huis gebruik. That bind us together. Daai ding wat that bind us together. Ek ontneem dit. Nou dis moeilik om dit te beskryf. Ek ontneem dit van jou. En jy staan so. En ek sê vir jou, maar in ruil vir dit gee ek vir jou, ja, die mense om jou is jou mark, is jou netwerk. Ja. Gaan doen 'n ding. Ek gee vir jou whatever resources jy tot jou beskikking wil hê. Dit het jy. Ek sorg dat jy dit in die hande kry. Gaan dan uit en gaan doen die ding. Jy doen dit nie vir vrou of vrou vir man nie, of vir kinders, of vir familie, of om gesien te word, om erkenning te kry, om 'n wow te kry, om te klop op die skouer te kry en sê well done. Jy verstaan? Ja. Jy word ontneem van hierdie hele wêreld. En ek sê vir jou, gaan doen dit ding. Wat gaan jy doen? Jy verstaan? Ja. Wat gaan jy, want wat dryf jou nou om operasioneel te wees? Wat die bevinding daar is, dat jy sal absoluut operasioneel raak, wat, ek wil dit amper so sê, wat die Godheid vir jou bestem het, Ja. om te wees. Yes. Want God het elke persoon uniek gemaak. Yes. Hy het ons nie net biologiese DNA uniek nie, ons psigies DNA uniek. Yes. So in die groeperinge wat ons nou in die psigiese wêreld ervaar, dat daar's 'n 5 of 'n 4 of 'n 3, ons het al daaroor gepraat, Ja. is maar net om die gepepel en die trop bymekaar te hou. Yes. Elk die een lot is dit wat, daar soos die beeste, daar is die skape en dan is daar die varke. Wel, niemand kla oor die varke, niemand gaan lekker daar by die varke. Ja. Maar dit is tropbestuur. Yes. Maar in die siege van die mens het elke een sy eie DNA, Ja. sy eie roep, sy eie smagting, wat nie gekoppel is aan ego nie, wat nie gekoppel is aan sentiment en empaties en simpaties en al hierdie tipe van goed nie. In daai wêreld lê 'n kragbron van beweging wat ek noem dit deur maskers op maskers al redelik om ons gesit is en die mens presteer vandag. En jy sal skrik hoe ons dit ervaar het terwyl ons hierdie ding bymekaar gehark het nou en mee besig is. Hoe dat die mens nie regtig weet waar sy, en ons noem dit dan sy Polaris is nie. Ja. Die ware noord nie. Ja. Met ander woorde, die ding wat ek nou gesê het, wat ek vir jou gesê het, ek vat by jou weg en ek rus jou toe. Baie, en ek sê dit met respek, het jy al gehoor, jy het al mense of vriende gehad, dat dinge in sy lewe gebeur, en dan sal die persoon sê,
ek het my rede om te lewe verloor. Ek het my rede om te leef verloor. Met hierdie shot of met hierdie saak het ek my reason for living verloor. En as jy gaan kyk, doen die navorsing. Wat was the reason for living wat hy nou gesê het, ek het nou my spoed of om te leef, het ek nou verloor. Dan kom jy agter, maar dis wat hom gedryf het. Yes. Nou is dit weg. Nou eintlik kan jy vir hom sê, en dit is verskriklik, dis gewoonlik traumaties, wat ook al gebeur. Nou kan jy vir hom sê, nou kan jy beweeg. Yes. Maar nou moet jy jou Polaris ontdek. Ja. Wat wil jy eintlik doen in hierdie eerste dag van jou lewe? Yes. Wat wil die mens eintlik doen? En ek en sy gaan deur in hierdie model is dat dan vrae wat gevra is, daar's groeperinge van vrae. En dan kom die vraag. En toe ek die vraag, ek het die model design en ek moet die vraag kry, sy kry vir my die vraag en ek lees die vraag wat die bepaling maak, hoe sien die persoon sy Polaris, sien sy haar Polaris. En toe ek die vraag so deurgaan, toe sê ek van wie? Min mense, wat jy kan hom op 1 tot 5 merk, soos hierdie goed nou maar is. Yes. Sê ek van, weet jy, hier gaan baie ouens, as hy wil eerlik wees, op hierdie groep, of op hierdie afdeling vra, gaan sy nommers in die laer nommers lê. Want baie mense soek, baie mense smag, baie mense wil 'n moment hê, maar hy weet nie wat is daai moment nie. Ja. En dit is jou Polaris. Dit is jou Polaris, onthou, jou ware noord is op die map system, op jou GPS stelsel, is letterlik jou noord, dis jou noordpool op die aarde. Sy het vanoggend daaroor gepraat oor die magnetiese noord. Hy's nou, hy's nou 17 grade al af. Hy verskuif elke jaar. So hy's nie 'n ware noord nie. Die ware noord is in die pool van die planeet. En dan het jy die noordster, wat die Polaris is, 'n onveranderde. Ja. Dit beteken, om 'n ster te sien, as jy verdwaal in die woestyn, en in die nag begin jy beweeg, verkieslik dan, en is nie bewolk nie, en jy kan die Polaris kry, kan jou lewe gered word. Okay. Want hy's onbeweegbaar, oor tye wat verskuif, hang hy interessant oor die noordpool van die aarde. Ja. Wat jou GPS-stelsel, jou koördinatestelsel, dit is die kaartstelsel, bepaal. Maar die Polaris is in die lig en jy kan hom sien, en dit is jou visie en jou missie. Die Polaris is, wie is jy? Ja. En as ek al hierdie reasons for living, wat nou in ons is, wegvat, en ek sê vir jou, kry jou Polaris, wat gaan jy vir my sê? Jy verstaan? Ja. Nou, wat ons bevind het in die stelsel, as iemand dit dan kry, en hy sien, dit is my ware, ek het die Polaris gekry, dan op die vertikale lyn moet hy sy spanning begin verstel, wat meer word. Ja. Jy beweeg vanuit die suide uit, na die noorde toe op, en dit is waar dit verskriklik is, dis waar fokus inkom, selfdissipline, en veranderinge in jou daaglikse lewe, Yes. wat jy vir jouself dan begin instel en sê, hier gaan ons, en jy leef, eet en slaap daai stelsel, Ja. en jy volg die Polaris, en die koördinate word bepaal ons weer, Ja. en eventueel is gelyk aan gaan ons vir 'n persoon kan sê, hieraan kan hy werk, hieraan kan, eintlik skop hy dit vir hom uit. Ja. As daai app daar sy na regte ontstaan soos wat ons hom beplan, gaan hy vir hom uitskop en sê, hier's jy. Yes. Nou as dit jou Polaris is wat ons volgens ons ondersoek kry, dan gaan jy die volgende verstellings op jou spanningslyn moet doen om by hom uit te kom. En dit gee vir ons in ons eerste dag ons rede hoekom ons op hierdie aarde is. Nou, tans in vlees. Yes. En wanneer jy dit kry, sal dit jou baie help om ook dan te veg tussen die vlees en die gees. Yes. Want glo my, iemand wat sy spanningslyn begin verstel na sy om sy wêreld te sien waar hy wil wees, gaan obviously minder tyd hê as gewoonlik om elke dag te drink. Ja. Verstaan? Yes. Kom ons, die beste is om 'n bar vergelykings en assosiasies te maak vir die mense om te verstaan. Yes. Ons vat, maar daai ou drink elke dag. Kry sy Polaris
en laat hy dit uitvind en verstel sy spanning, dan sê hy, daai kan eers wag. Yes, Nie oor dit sonde is nie. Ja. Miskien is hy reg om so te wees. Ja, maar ek is nou nie soos daai ou nie. Hoekom is jy nie soos daai ou nie? Want het jy jou Polaris? Yes. Wat is nou aan die, ek praat nou nie in die algemeen. Ja. Wat maak jou verskil tussen die man onder die boom met die dwelms en die drank? Is jy noord? Is jy noord van die ewenaar en hy suid van die, want obviously kan hy ons nou sien. Maar wie sien nie, jy lê ook onder die ewenaar. Ja. Want met al die aanplaksels wat ons het ons die probleem dat dis nie noodwendig, en ons gaan nou, dink ek verder daaroor praat, is dit die situasie, dit is nie net daai ou wat die probleem het, hier kan ek wees wat die probleem het. Yes. En daar's baie dinge wat my aandag aftrek van die Polaris af. So in kort, ja, ek dink die groot visie hier gaan die ware noord of Polaris wees. Kry jou Polaris, gaan nie so maklik wees nie, en dan gooi jy alles in daai stelsel in. Yes. Jy sal nooit spyt wees. So dit kan 'n bietjie ongemaklik raak vir jou, omdat jy die lyne bietjie moet stywer trek en O, ja. daai dinge. So dit gaan nie altyd maklik wees nie, dit gaan maar ongemaklik ook soms wees. 100, jy's 100. Dit is actually dit is vir 'n persoon om van heroïne. Daar's letterlik 'n barometer en dis nie vir 'n persoon om van heroïne ontslae te raak. Ja. Dis 'n groot, ek dink jy weet ook, ons verstaan dit is 'n erge ene daai. Ja. Drank is een ding, dan kry jy verskillende ander tipe middele, maar heroïne vat. Ja. Is die onttrekking wat ons nou al verstaan wat 'n persoon het in daai hoedanigheid, is dit vir so 'n persoon om sy spanning om van suid oor die ewenaar na noord toe te skuif. Ek gaan dit baie is dieselfde onttrekking as vir 'n persoon wat aan heroïne verslaaf is. Letterlik. En net om jou te sê, jy het nou gevra, dag gaan dit bietjie werk. Dit kom ons veronderstel jy gaan iemand wat onttrekking skryf van dwelm. Ons verstaan hoe dit werk, hoe dit lyk en ons deel met die goed. Jy gaan dalk nou nie die onttrekking simptome hê wat weer die look hê wat die persoon nou het in onttrekking. Maar wat in jou kop gebeur is moontlik erger as wat met die persoon wat aan heroïne. Kyk, hy moet net weer na normaal toe kom. Verstaan? Ja. Jy is in 'n normaal wat volgens die omgewing 'n normaal. Die kerk sê jy's normaal, want jy's nie eenvoudig, jy's nie aan heroïne verslaaf nie. Jy's nie aan drank verslaaf nie. Jy het nie 'n probleem met pornografie nie. So, jy het nie die Big 5 nie. Ja. Jy doen nie, wat is alles in die Big 5? Daar's 'n klop goed in die Big 5. Steel, ja. Moor en al daai dinge. Moor. Nou, dit is nie maklike goed om nie te doen nie. Drank. Skielik, want wat gebeur is as jy die spanningslyn stel, dis op wat jy het 'n baie goeie vraag daar gevra, dan moet die persoon in sy daaglikse roetine veranderings op sy vertikale lyn bring. Yes. Met ander woorde, kom ons sê, hy sê vir jou, Jaco, ek het my Polaris. Ja. Dis soos jy wat sê, ek gaan nou op 'n dwelms gebruik, ek is opgewonde. Yes. Ek het my Polaris, ek gaan eenetjie verder vat. Ek gaan op 'n diet. Dan slaat ek ook klaar. Dis al klaar bevind. Dis nie ons wêreld om die ete te adverteer nie. Dis al klaar bevind dat iemand wat op 'n dieet moet gaan en 'n brood nodig het vir gesondheid, presies in dieselfde hoedanigheid in onttrekking gaan, net nie so visueel nie. Soos iemand wat hier inteendeel kos is 'n ergere dwelm as heroïne. Dis klaar so bevind. Ja. Bevind in die hoedanigheid van ongesond. Ja. Dis nie by wêreld nie. Ek gee net barometers. So as jy jou Polaris kry en jy weet dit is waarheen ek gaan, is jy klaar in hierdie, soos die dwelmverslaafde in hierdie wêreld. Ja. Wat jy nou is. Dan kom ons van die gym en die dieet. Dan moet die ou wat wil gaan gym en hy sê ek wil anders lyk en hy werk van 8 tot 5 in die middag. Hy staan 7 uur op, kam deur die hare, klim in die kar, 5 voor 8 kom hy by die werk aan. Hy's deur die spitsverkeer. Verstaan? Dis net op wat jy nou gevra het. En hy kom by die kantoor aan of by sy werk. 5 uur is hy uit, hy kom moeg, 5:30, 5:15, hy het nog 'n kind of 'n ding gaan optel.
by die huis en nou is dit lekker eet en dan is dit ons gaan 'n seepie kyk en die help 'n kindie met 'n stukkie huiswerk en dan gaan ek aan die kamer die TV aansit en dan gaan ons slaap. Net 'n voorbeeld. Dus nou besluit die man hy gaan gym. Nou moet sy spanning in sy vertikale lyn optrek. Ja. Nou het hy 2 keuses. Nou daar's ouens wat al 2 gryp. Hy gaan of in die oggend of in die aand gaan hy 'n verstelling moet maak. Ja, Dit is nou op gym is daar 'n ROI. There is a return on investment. Jy kan gesonder leef, want dit bepaal jy of jy langer in jou dag gaan leef. Ja. So daar's die noodwendige ROI van geld wat gaan terugkom. Dit kos jou meer geld as wat jy gaan geld kry. Ja. Maar dit is goed vir jou. Jy verstaan? Ja. So dis nie iets wat jy gaan doen en dan gym jy en dan 3-4 maande later kom maar nou met 'n plan geld in nie. Maar hy voel in sy Polaris, dis goed. Hier's dinge wat nou nie meer lekker is. Ek moet nou gym. Ja. Hy gaan verstellings moet maak in die oggend voor hy gaan werk. Net daar raak dit al klaar erger. Yes. Ja, die eerste week is ons opgewonde en ons kan nie wag nie. Jy weet hoe werk daai saak en ons sien uit na dit. En dan kom die tweede week en dan kom die derde week. En dan raak dinge bietjie kwaai daar by die werk. Daar's 'n paar ouens wat bietjie te mekaar is en hulle skinder en praat nonsens en die baas en die bestuurders is moeilik. Nou moet ek môreoggend, nou kom daar 'n verkouetjie, soos ek het nou deur so 'n ding gegaan. Nou kom daar 'n beseringkie. Maar elke oggend, nou daar's ouens wat hom in die oggend en in die aand doen. Ja. Hulle doen hom oggend en aand. Nou dis 'n klein voorbeeld van 'n verstelling wat jy maak in jou spanningslyn. Nou wat nog te sê van jou skepingsdoel? Yes. Met ander woorde waar die ROI gaan kry, return on investment. En ons vat hierdie model, ons gaan deur hom en hy wys vir jou dis hier waar jy jou spanning moet verbeter. Ja. En dan sê jy ek gaan daar uitkom. Jy verkoop alles. Bedoelend soos die Here die vergelykenis van die man wat die skat in die land gekry het. Ja. Dis hy vergelyk dit met die koninkryk van God. So is die koninkryk is 'n man wat 'n skat en hy het alles verkoop. Hy het alles en hy het gegaan in hy land gekoop. Nie om te gaan boer nie, om die skat te gaan kry. Ja. Nou dit is die Polaris. Yes. Dis die Polaris. Jy gaan, maar ek sê nou vir jou 75 tot 80-90% van mense gaan graf toe oor die spanning wat hy moet stel. Yes. Jy gaan dalk, ek weet nie, as daar kinders in die huis is, gaan dinge nou verander. Sê pa of ma, ons het ons Polaris gekry. Ma, wat is 'n Polaris? Wel, ek mag vloek, maar jy mag nie, né? So jy sê nou nie weer daai woordjie want jy verstaan nie daai woord lekker nie, né? Maar maat, ons het ons Polaris gekry. Nou dan beweeg jy, dan gaan daar goed in die huis, nie oor die kinders nie. Ja. As daar verstaan. Ek wil nou nie eens assosiasies maak nie want ons Suid-Afrikaanse populasie baie sensitief op hierdie gebied. Maar daar gaan goed as jy hom kry, gaan daar outomaties in daai hele stelsel 'n verandering want jy kom agter jou Polaris is van so 'n aard dat oral in jou kombuis, in jou sitkamer, in jou slaapkamer, waar jy ook al beweeg, word hierdie die wêreld. En dit beïnvloed jou want jy's die een wat die spanning as dit 'n plan is tussen jou en jou vrou of die vrou en haar man, dan begin hierdie twee saam deel en outomaties waar enige persoon vriende verander. Ja. Vriende verander. Yes. Omgewinge verander. Dit gaan nie oor dat jy die een is beter as die ander of nee, niks met dit te doen nie. Jy kan nie toelaat dat iemand in daai wêreld kom interfereer nie. Yes. Want dit is onthou jy het een dag op hierdie aarde. Ja. Dit is jou eerste dag. Jy speel nie met jou eerste dag nie. Jy brand vir hom, laat die besies bewe en toe jy nou praat van die spanning, ek het nou in die week toe lees ek Donald Trump se program en ons praat toe daaroor dat Donald Trump is nou 80 as ek reg is. En wat mense het gesê van watter ouderdom af moet jy begin chill. Yes. Nou ons het 'n klomp name bespreek, maar ek gebruik Donald Trump se naam nou want ek dink in die wêreld, naas Coca-Cola, is dit nou die naam wat almal ken. Ja. Ek kan nou oor Jimmy Swaggart praat en dan weet hulle nou nie wie is Jimmy Swaggart nie. Yes. Donald Trump is die ideaal, of jy nou van hom wou of nie, hier is die voorbeeld. Ek het The Art of the Deal van hom gelees toe hy ek in my 20's was. Toe hy en Robert Kiyosaki het 'n boek saam geskryf en so het hy klomp toe hy later 'n apprentice gedoen, maar hy's 'n ontwikkelaar
van ek wil amper sê van ambag, van besigheid en natuurlik nog ander goed ook. Maar op die ouderdom toe hy die eerste keer die president van Amerika geword het. Onthou dis 'n totale, hy het geweet hy kan dit word. Hy het geweet hulle het hom al jonk al gevra, gaan jy of dink jy gaan hierdie ding kan doen? Dan sê nee, maar hy sal enige ou promoveer wat die regte besluite wil neem om dit en dit. Toe sê hy jong man. Ja. En ek dink hy was so, hoeveel jaar terug is hy was 71 gewees toe hy vir die eerste keer in sy lewe so van koers verander, bedoelend hy word die president van Amerika. Dis 'n ander game. Hy's toe 71. Ja. Weet jy wat sy vermoë het daai ou om sy vertikale lyn en die spanning te vermeerder. Ja. Op 71. My kommer is dat kerke veral redelik en ek veralgemeen nie, maar die gesig wat die kerk vir mense gee is om vir hulle te sê jy moet hier tussen 30, 40 en 50 begin jy so maak. Ja. Dit is absoluut 'n klug. Yes. En dis 'n leuen van die Satan natuurlik uit die put van die kansel af. Yes. En dit is van waar hierdie preke gepreek word. Ja, julle kan 'n ding doen. Kyk hulle, die jong mense kan as 'n ou 30, 40 as hulle maar hulle besef nie die groot geld kom van daai ou manne af nie. Jy weet die jong mense kry die geld by die pa en die ma. Ja. So daar lê 'n balans daar. Maar die stelsel het om toe so die ouers raak en dit het nou in Amerika ernstige bespreking geword en ek gee Trump net as 'n voorbeeld om tyd te spaar. Wat is tyd nou? Is dat hy op 71 toe hy sy eerste 4 jaar as ek reg is as president deurgaan. Hy sy tweede termyn verloor en hy's terug. Sy maatskappye is in die name en in die trust rakende sy kinders. Onthou op 71 toe hy daar uitstap uit die Withuis, toe dink hulle toe sy omtrent so 75 jaar oud. Toe dink hulle wel dit is dan ons nou die tyd. Dis nou 'n mooi afsluiting vir jou lewe. Yeah. Jy was 'n groot sakeman, almal erken hom, hy was media op die TV erken, die man met hierdie blonde hare wat so weird volgens hulle gekam is. Toe hy die eerste jaar na hy sy eerste termyn klaar mee is, deur al sy sake is, die tweede, derde jaar van Joe Biden, of in die tweede jaar of derde, toe begin hy baie ernstig sê, ek kom weer terug. Yes. Toe lag die mense. Toe stap hy na 77 jaar oud. Toe sê die mense, nee, dit gebeur nie sommer in die geskiedenis van Amerika, ek kan nie onthou of dit al gebeur het nie, maar aan daai ouderdom. Maar ek dink ek gaan terugkom. En ek dink is belangrik dat ek terugkom, want hier moet groot goed in Amerika gebeur. Nou, dink nou aan mense in ons omgewing, in daai ouderdom, verstaan? Dit is nou die chill ouderdom, dit is die, so jou spanning op jou vertikaal begin absoluut soos 'n kitaar wat te lank in 'n kar gelê het en 'n warm boer, daai snaar raak loop papper en papper en papper en papper. En in die tussentyd met hierdie kaliber manne begin hulle bou hulle span, nee, hulle verstel hulle spanning. En die res is history. Toe dit die vorige die jaar voor hierdie verkiesingstyd is toe Donald Trump in en het die lewe nie verander van dat hy in is. Ek dink hy word nou 80 as ek reg is. Hy iewers het die wêreld geweet die man is terug op die troon. Verstaan jy? Come on. Vir die eerste keer weet tot kinders iets van politiek. Hulle het nooit geweet wat in Amerika. Hulle is op die skool. Hulle weet nie wat aangaan nie. Hulle weet nie wie is die president nie. Ek praat van Suid-Afrikaanse kinders. Tot hier deur in Afrika op, daar in die bosse, praat hulle van Donald Trump. Hulle praat van Donald Trump. Verstaan, is een ou, ek kan nou nie ander mense, daar's baie voorbeelde van manne. Sy het vanoggend van Krok gepraat wat McDonald's se stelsel gaan poleer het. Yes. En wel hy het by die naam McDonald's gehou. So dit is 'n valse stelsel om vir iemand te sê jy moet in jou dag soos jou weste nader kom moet jy ook sak. Nee, terwyl jy gesond is. Ek praat nie van manne en vroue wat liggaamlik, maar jy kan ook gaan uitwerk waar jou polaris kan jy altyd kry. Maak nie saak wat hoedanigheid jy nou is nie, verstaan? Dis nou nie te sê jy moet nou heeltyd ons rugby speel. Of jy moet heeltyd nou gaan skiep in 'n gym en die swaarste gewigte optel. So by die gevolg is dit is 'n klug
in 'n stelsel dat hoe ouer jy word, hoe meer moet jy langs die kante uitkyk. Rustiger moet jy wees. Nou as dit die stelsel is, laat dit so wees. Maar jy wat weet, dis jou eerste dag van jou ewige lewe, jou infinity stelsel, sal nie in die kaashaap waar hierdie klomp muise en rotte haap, verstaan? Om jou in die stelsel uit te gooi nie. Ja, maar die ou moet nou leer, dit is nou tyd. In die tussentyd is die groot kokkerdore besig om nog steeds, man, hulle hardloop tot hulle sterf. Hulle gaan dood in die hardloop. Jy verstaan? Ons kyk of ons rustig kan doodgaan. Jy weet, was ons daar op 20 jaar al daarom in 'n plek waar ons dan nou die dag gaan, met ander ons het 'n lang landingsbaan van so 10 jaar en dan seil ek met my vliegtuig kadoem binne in die gat in. Hierdie ouens sê nee, my vliegtuig moet val gate toe. Ons gaan nie nou hierdie ding glo ek gaan moontlik verander. En ek het nou al die goed gesê op wat jy gesê het. Gaan jy jou spanning gaan jy dit ervaar, as ek nou kan jou vraag verstel. Gaan jy daai verstellings ervaar? Yes, jy gaan. En hoe ouer jy word, hoe meer natuurlik raak dit liggaamlik effe meer moeiliker. Ek het nou gehoor hulle sê Trump het maar sy situasies op sy bene. Hy het sy situasies in sy lyf. Hy's 'n man van 80 jaar oud. Maar hy werk 19 ure 'n dag. 19 ure 'n dag wat hy werk. En daar is goed. Maar hy stuur hom nie na goed nie. Jy sien. Nou daar kan mense nou na my luister en sê nee, maar hier in Suid-Afrika is ons anders. Ja, nee, dit weet ek al lank al. Kyk, dis hoekom ons hierdie probleme met die staat het. As dit anders was, het lankal was die probleempies ons nou al lankal uitgesort. As ons so regtig 'n plan gehad, 30 jaar is lank man. So ek is part of the team. So ja, nou sê die ou ook seker nou vir hom lekker om te praat, maar hy praat ook maar Afrikaans. Ja, jy's reg. Want ons glo mos wat ons wil glo. So dis die ons kultuur en ja, nee, dit is nie hoe dit werk nie. Dit gaan oor die individu gaan. Dit gaan nie help ek kyk dan wat die kerke verlang en kuiter hulle net vir jonk of kuiter hulle. Jy kan nie, ek kan nie my te veel ja, maar pastoor, julle is betrokke by die kerk. Julle is 'n kerk. Ja, nee, ek is in die kerk, maar ek is nie van die kerk altyd nie, jy verstaan. En ek sê dit sommer reguit. Met ander woorde, ek kan nie laat baie van die dogma van hierdie goed in Chris Mark se lyf inkom nie, want ek gaan nie vrede maak om hierdie ellendelinge se koers te vat nie. Dit wil sê is ek dink dis 'n individuele en unieke besluit wat jy maak om te sê hierdie masjien is 'n langafstandmasjien. Hy gaan bly hardloop. Ek gaan nie ander kan spoed verloor, ander kan visie verloor, ander kan sê ek gee nou oor of stokke. Ek weet jy praat van stokke wat moet oorgegee word. Ek het maar op skool het ek geidel. So hulle het die stokke oorgegee. Ek gee nie sommer my stokke oor nie. As jy verstaan wat ek bedoel. Daar's nie net van dit te doen nie. So met die gevolg is dit is jou keuse as jy in daai liga ingaan. En sê nou gaan ek 'n stokkie oorgee. Jy het nie 'n stokkie om oor te gee. Jy verstaan? Jy moet nog steeds dinge doen en jy moet die Here ek weet ons moet die volgende vraag, maar nou ja. Die man sê is 'n gelykenis. Die man sê ek het nou goed gedoen. Jesus vertel die gelykenis. Hy sê ek het nou goed gedoen en ek is nou ryk en ek het verryk geword en ek gaan nou met al hierdie oeste wat ek het, gaan ek my goed berg en man hy's in kort in Suid-Afrika, Afrikaans hy gaan op pensioen. En hy sê dan gaan ek nou rus en ek gaan nou my lewe geniet. Daar's 'n manier wat die Here die gelykenis vertel. Ek het nou vergeet. Maar as jy jou Bybel ken, sal jy weet die gelykenis is in die Bybel. Is in Matteus, Markus, Lukas of in Johannes. Dit sal in een van daai 4 wees. Ek ken my Bybel, broer, ek ken my Bybel. En hy sê en ek gaan vir myself sê gaan rus. Dis letterlik pensioen. Dis letterlik pensioen waarvan hy praat. En sy goed is uitgewerk. Met ander woorde alles betaal uit wat moet uitbetaal. Jy weet. En toe hy dit sê, toe kom die stem van God by hom en hy sê vir hom, jou dwaas, omdat jy so vermetel is, sal ek in die nag, jou lewe van jou wegvat. En dit het Christus as 'n gelykenis gegee 2000 jaar terug, want hy het geweet wat gaan nou gebeur. Met ander woorde, as jy net na my gelykenis kyk, is dit nog nooit die plan van die Godheid gewees dat ons in ons eerste dag in hierdie moutes moet gaan wat ons deesdae aangaan nie. Dis die God se plan nie. Dis 'n menslike ideologie. Dis 'n
dit is 'n ding, dis van die duiwel af. En dit is ook maar in ons era so. Dit is, as ek sê ons era, praat ek 100 tot 200 jaar terug. Nou die dag. Dit was nie so nie. Yes. Toe kom ons met al hierdie Grand Slam planne en idees en goede wat nou hardloop. En ek kan oor dit nou aangaan. Dis hoekom ons hierdie stelsel skryf. Maar as jy 'n flikkering in jou binneste het, Ja. en daar's energie en jy het meer as een breinsel wat anders, jy verstaan, sal jy weet, my Polaris bly ek volg totdat ek hier omval, maar hierdie is nie my omval nie, dan gaan ek in dag 2 in Infinity. So daar is nie 'n saak van die ding moet rus, hierdie ding moet rus nie. Terwyl daar operasionele moontlikhede is, bly operasioneel. Ja, so na lang gewara, Jaco, daai spanning op die vertikaal, dit is equal om soos 'n druggie van heroïne moet ontslaa raak. Yes. Dis waarmee jy gaan deel. Dit gaan maar gebeur. Dit moet gebeur. En dit gaan taai wees.